vers 18. Hy sê die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, dan word hy daaroor gedink, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Het hy nou omgeswaai? Ok. So as julle nou later vanmôre huis toe gaan, is nie my skuld nie, né? Kry hom aan. Ek wil as teksvers gebruik vanmôre vers 21. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ons is weer in die seisoen waar ons die geboorte van Christus vier. Daardie tyd van die jaar waar ons as familie saamkom, geskenkies gee, en met blydskap daaraan dink dat ons verlosser na ons gekom het. En nie sal saam met my stem dat ons lewe maar in 'n baie deurmekaar wêreld, waar ons onder soveel druk staan. Alles word duurder, daar's geen genade nie, jy moet maar net betaal om te probeer bybly, en tog het ons daardie wete, het ek en jy daardie wete, dat God wat ons aanbid, is groter as enige van hierdie gebeure. Ek glo in my hart, dat alles besig is om in plek te skuif, om reg te maak, vir die openbaring van die Antichrist. En daarom des te meer moet ek en jy vas staan in dit wat Jesus vir ons kom doen het, wat ons besig is om te vier. Kom ons gaan vir 'n oomblik net so bietjie terug in die geskiedenis. Dink bietjie daaraan, Adam en Eva het die wonderlikste geleentheid gehad om in die tuin van Eden te leef, waar alles was wat hulle nodig mag gehad het om te leef. Ek glo alles was perfek geweest, ek glo alles was mooi, en kon hulle selfs van die wonderlikste vrugte in die tuin eet. En daar was egter slegs een boom in die middel van daardie tuin, waarvan hulle nie mag geëet het nie. En het jy al daaraan gedink, om by die boom in die middel te kom, moes hulle verby al die ander bome met hulle wonderlike vrugte gestap het. So om by daardie punt te kom, om by daardie boom te kom en van sy vrugte eet en in sonde te verval, moes hulle verby dit alles stap wat die Here eintlik vir hulle gegee het. En tog is die mens nooit tevrede met dit wat God hom gee nie.
En in sy ongehoorsaamheid smag ons altyd na meer. Ek wil meer hê. Ek wil 'n mooier kar ry. Ek wil 'n mooier huis hê. Ek wil meer hê. En ons weet dat Satan gekom het en hy die mens kom mislei. En die mens se keuse was om aan God se opdrag ongehoorsaam te wees en dit te minag, en hulle het vir Satan geluister. En die mens verloor sy heerskappy oor die aarde en hy gee dit aan Satan. Die gevolge was dat die mens in sonde gedompel word en sy heerlikheid waarmee hy bekleed was, verloor hy. Maar God in sy groot genade was nie onkant gevang deur die mens se optrede nie. En in sy groot genade beloof hy aan die mens dat hy vir hom 'n verlosser sal stuur. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dan baie jare later kom Jesaja en hy skryf van hierdie verlosser wat sou kom, en hy beskryf dit as volg. In Jesaja hoofstuk 9 vers 5 en 6 skryf hy die volgende. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. So hierdie kind wat gebore sou word is een wat kom om te heers. En die mens se verwagting was 'n koning wat kom heers om hulle te kom verlos van die Romeinse onderdrukking, in plaas daarvan om te besef dat dit 'n hemelse heerskappy is waarvan gepraat word. En dan kom Jesaja en hy sê hy sal genoem word wonderbaar. Hierdie Messias sal wonderbaar wees in sy natuur as God mens, in sy manier van leer, in sy optrede, in die essensie is sy hele wese van geboorte tot by sy sterwe 'n wonderwerk. Hy was volkome mens, maar was ook volkome God. In sy optrede, sy nederigheid, sy geduld, sy liefde vir mense, in sy doop, in sy versoeking, in sy omgee vir sondaars, in die wonders en tekens wat hy gedoen het. Sy lewe was dus 'n wonderwerk op sigself. Jesaja sê ook, hy sal genoem word raadsman. 'n Raadsman, kan ek vir jou sê, hy het nie net geweet wat die regte en behoorlike raad vir mense is nie, maar ook wat die planne is wat tot die mense voordeel kan strek. 'n Raadsman wat alles weet, wat die beste raad kan gee, wie se woord waaragtig en waar is. 'n Raadsman wat uit 'n ander perspektief kan kyk en verby die probleme en die oplossings kan kyk, terwyl ek en jy ons hoeveel keer blind staar aan die berge om ons en ons sien net die probleme. Jesaja sê hy sal genoem word sterke God. En alhoewel hy volkome mens was, word hy God genoem, God die magtige een. Christus is God, in sy natuur, in sy een wees met die Vader, in sy aandeel in die skepping, en die aanbidding wat hom toegekom het as God. Weet jy, hy is ons God, hy is hele God, hy is hulle God, maar hy is ook my God, die groote God, die lewende God, die almagtige God. Hy wat genees, al was dit net om aan die soem van sy kleed te kon raak.
wat duiwels uit mense gedryf het, wat water in wyn verander het. Die een vir wie die winde geluister het, wat dooies opgewek het, wat gekom het om die mens te verlos van sy sonde, wat die mens help in sy alledaagse wandel en lewe en sy hand vashou in alles. Jesaja sê hy sal genoem word ewige Vader. Hy wat van ewigheid tot ewigheid leef, sonder begin, sonder einde. Hy wat in die Vader is en die Vader in hom, wat gesê het, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hy wat deur die Vader gestuur is en in die vlees gekom het, om onder die mense te kom woon. Hy wat verklaar in Lukas 4 vers 18, hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, en om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, hy wat verklaar het, ek is. Dink daaraan. Dink jy hierdie is net om fisiese ouens wat in die tronk sit vry te maak? Dink daaraan, is dit net ouens wat blind is wat genees word? Ek sê vir jou vanmôre, nee. Die Here Jesus het gekom om mense uit 'n geestelike gevangenis vry te maak, om mense wat geestelik blind is, sy oë oop te maak om te sien en nog baie meer. Dan sê Jesaja, hy sal ook genoem word Vredevors. Die ware prins van vrede wat gekom het om die verhouding tussen God en die mens te kom herstel. Dit wat gebreek is in die tuin van Eden, sou hy kom om te herstel. Efesiërs 2 vers 14 en 15 sê, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Hy is die een wat vrede bring. Vrede in ons harte, in ons lewens, daardie vrede wat jy kan ervaar as jy gewas word deur die bloed van die lam. En weet dat jou naam is geskrywe in die boek van die lam. Kan ek jou vra, staan jou naam in daardie boek vanmôre? Jy daardie sekerheid dat jou naam in daardie boek is. 'n vrede wat die wêreld jou nie kan gee nie, vrede wat besittings jou nie kan gee nie, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat Jesaja oor hom voorspel het. Dis wat die belofte was, sodat ek en jy in daardie belofte kan lewe. En teen hierdie agtergrond en beloftes wat Jesaja gegee het, wil ek vanmôre eers vir julle 'n storie vertel. Ek het hierdie storie al baie keer gebruik, maar ek glo daar is 'n les te leer vir ons elkeen, sodat ons kan verstaan waaroor Kersfees eintlik gaan. My storie gaan so. Daar was eendag 'n boer wat in die veld geloop het. En daar kom hy op 'n muurnes af. En hy sien met verbasing hoe hierdie mure werk, hoe hierdie mure bedrywig is. Party is besig om gras bymekaar te maak, ander draai hierdie gras by die nes in, en dis 'n totale bedrywigheid. En hulle gaan aan met hulle lewens en hulle daaglikse pligte, soos wat by 'n muurnes gebeur. En dan, as die boer opkyk, sien hy skielik, daar is 'n veldbrand aan die kom, en dat hierdie muurnes in die pad van daardie veldbrand is. En hy besef, as daar nie iets gaan gebeur nie, gaan hierdie totale muurnes vernietig word deur hierdie veldbrand. En tog gaan die mure aan met hulle bedrywigheid, asof daar niks fout is nie.
Asof daar nie 'n bedreiging is wat aan die kom is nie. En hy besluit dat hy hierdie muurnes moes waarsku. En hierdie boer gaan af en hy buig en hy skree op die hardste van sy stem. Hy skree: "Mure, julle moet oppas, daar is 'n veldbrand aan die kom." Maar niks gebeur nie. Die mure gaan aan soos voorheen. En weer buig hy af en hy skree nog harder met 'n groter stem. Hy sê: "Mure, julle moet oppas, hier is 'n veldbrand aan die kom. Julle staar vernietiging en verdoemenis in die gesig." Maar die mure reageer nie. Hulle hoor hom nie. En hulle gaan voort soos altyd. En dan skielik tref dit die man. Die enigste manier om hierdie mure te waarsku teen vernietiging is dat hy self 'n muur moet word. Dat hy een van hulle moet word om hulle te kom waarsku teen die komende gevaar en die vuur wat aan die kom is. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis wat Jesus vir ons kom gedoen het, wat hy kom doen het vir ons. Hy wat volkome God is, was bereid gewees om sy heerlikheid te verruil, sy majesteit en 'n mens te word, om die volmaakte offer vir ons te betaal. Daardie offer, waar net sy kosbare bloed goed genoeg was, om ons regverdig voor die Vader te verklaar. Daardie bloed wat geen dier se bloed kon doen nie. Daardie bloed, waarvan een druppel genoeg was, om die wêreld te verlos van hulle sondes. En dis teen hierdie agtergrond, wat ons dan die verhaal van Jesus se koms na die aarde lees, waar die engel van die Here aan Maria verskyn en aan haar verklaar, in Lukas 1 vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." Dink bietjie daaraan. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Wat vir die mens onmoontlik lyk, is by God moontlik. Voordat ek aangaan, wat in jou lewe is daar vanmôre wat jy dink, maar my God kan dit nie doen nie? Wat in jou lewe is daar wat te groot is in jou kop, dat jy redeneer, my God kan dit nie doen nie? As die woord sê, by God is alle dinge moontlik, wil ek vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat jou situasie is nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak in watter posisie jy sit nie. God is groter as my en jou moeilikheid. Ek wil hê jy moet dit weet. Matteus verklaar dan in Matteus 1 vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En ek glo Josef was ontstel gewees. Ek glo dit is normaal dat 'n man so sal voel. En toe kom gee die engel ook aan hom die antwoord. Vers 20, hy sê, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, met ander woorde om haar te los, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Dis dan wat die engel vir Josef hierdie belangrike boodskap gee, wat ego tot in ewigheid. 'n Boodskap wat ek en jy nie mag vergeet nie. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dis waaroor Kersfees gaan.
Dis die vervulling van die belofte wat ons in Jesaja gelees het. Maria swanger. Daar was in daardie tyd, jou 'n bietjie daaroor gedink, daar was nie sonars gewees nie. En waarmee jy die geslag kon bepaal nie, of kon weet voor die tyd nie. Wat dit nog 'n groter wonderwerk maak, toe die engel kom verklaar en sê, dat jy gaan 'n seun baar. Sy naam is Jesus. Daardie naam wat letterlik beteken om te red, om te verlos. Handelinge 13:23 sê, uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. En dan verklaar die engel verder, dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hierdie verlossing is nie iets wat net tydelik is nie, maar is geestelik en is ewig. Duisende jare voor hierdie wonderlike gebeure het Jakob al reeds uitgeroep in Genesis 49 vers 18, op u verlossing wag ek, Here. Daardie verlossing wat Jesus alleen kon doen, geen ander mens of die bloed van diere nie. Hierdie verlossing is nie net 'n universele verlossing wat outomaties vir almal geld nie, maar slegs vir hulle wat bereid is om hulle lewe neer te lê voor God en wat ons sondes erken en bely en laat staan. Wil jy mooi hoor? Dit help nie jy bely jou sondes en jy erken dit nie. Daar's 'n laat staan ook wat die Bybel sê. Help nie ek erken en sê ja Here, ek is sondig, ek bely dit, maar ek karring elke dag aan soos wat ek nog gister aangekarring het nie. Daar's 'n laat staan ook. En dis ook die hartseer van die Kersboodskap, dat baie sterf in ongeloof en in hulle sondes, omdat hulle nie wil erken dat hy die Messias en die Verlosser is wat gekom het nie. Vir ons wat hom aangeneem het, verklaar 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dit beskryf vir ons die kern van die Kersboodskap, hoekom Jesus gekom het, om ons te verlos van ons sondes. Net hy kan dit doen. Geen ander naam, geen ander geloof of godsdienst nie, net Jesus alleen kan dit doen en hy het dit vir ons gedoen. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Ek wil afsluit. Dis waaroor die Kersboodskap gaan. Dis waaroor die evangelie gaan. Jesus het nie gekom om vergunning vir ons sondes te gee nie, maar hy het versoening vir ons gebring. Hy het nie gekom omdat hy sondes verdra nie, maar omdat hy sonde haat en dit kom vernietig het aan die kruis. Ek en jy moet dit glo, aanvaar en ons eie maak. Kersfees is nie net oor 'n baba wat in 'n krib gebore in Bethlehem is nie, maar hy het gekom om sy kinders, my en jou, te verlos van hulle sondes, sodat ek en jy waarlik vry kan wees. As jy in hierdie Kerstyd, vir julle ouens wat nou al kinders en kleinkinders het, jy sit daar om daardie boom en jou liggies blink, en al die mooi versiering aan die boom, en jy sit daar met jou kleinkinders, of jou kinders, die geskenkies is om die boom, vertel hulle waaroor dit gaan. Vertel hulle, dit gaan nie net oor dit wat mooi is nie, maar dit gaan oor Jesus, wat gekom het om ons te verlos. As ek en jy dit nie gaan vertel nie, wie moet dit dan vertel? Kom ons word stil. Hemel Vader, dis vir ons vanmôre so wonderlike wete, dat Jesus
het gekom. En Here, of dit nou die 25ste Desember is of nie, dit is nie ter sake nie. Wat ter sake is, U het gekom. U het gekom en U het mens geword om ons te verlos van ons sonde. En dankie Heilige Gees dat U nou hier by ons is, dat U saam met ons is. Dat U die een is wat met ons praat, dat U die een is wat in ons hart klop en ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Ek loof en prys U daarvoor. Die groote God, die almagtige God. Aan U kom toe al die eer in Jesus naam. Amen. Amen.